Ons is so jammer, Here, dat ons U soms in ons besige gejaagde lewe wil insleep en vir U wil sê hoe ons U wil ontmoet. Dankie vir U woord. Dankie dat elke letter en elke komma en elke punt in die Bybel die waarheid is. Maar meer nog, dank ons U dat U ook in U woord vir ons sê dat die opening van U woord gee vir ons lig. En elke mens wat hierdie waarheid ontdek, ontdek U. Want die ewige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. En ons het sy heerlikheid aanskou, want dit was soos die van 'n eersgeborene. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid en dankie vir U genade. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat ernstig siek is, mense wat besig is om na operasie aan te sterk, ons dra hulle op dat na U toe kom met nood in hulle harte. En U het nog nooit iemand verbygestap wat sy helpende, soekende, hulpelose hand na U toe uitgesteek het nie. En so is elkeen van ons vanmôre. Ons het niks wat ons nie ontvang het nie. Ons is niks wat U nie van ons gemaak het nie. En ons kan in hierdie wêreld niks vermag wat U nie in ons werk en waarvoor U nie die pad vir ons duidelik en oopmaak nie. Dankie vir U liefde, die kruis van Golgotha. Maar dankie bovenal vir 'n oop graf, dat ons vanmôre 'n lewende opgestane Christus kan aanbid. Daardie persoon wat alles geskape het, deur wie alles ontstaan het en deur wie niks ontstaan het wat ontstaan het nie behalwe hy, wat ook die woord is, wat gespreek het. En dan vanmôre met 'n diep dankbare hart ons hand na U toe kan uitsteek en sê ons het U lief en ons het U baie, baie nodig. In hierdie donker deurmekaar wêreld waarin ons lewe, trek ons met liefde naby U, sit U genade in ons harte. Ons bid vir hulle wat oral in Suid-Afrika en ook daar in Namibië en ook oral oor see hierdie boodskap op YouTube en op die WhatsApp groepe sal luister. Dat U deur die wonderwerk van U soete Heilige Gees binne in elkeen se harte ook U genade sal bring. Trek ons naby U, hou ons vas en laat ons opnuut ontdek dat die opening van U woord vir ons lig gee. In Jesus se kosbare naam bid ons dit, met dankbaarheid in ons harte. Amen. As iets wat die Here vir elke mens gegee het. En dit is iets waar sonder 'n mens nie kan lewe nie. Hy het vir elke mens 'n bloedpompie gegee. En as daai pompie ophou pomp, dan sterf ons. Maar hy het ook vir elke mens op hierdie aarde 'n geestelike hart gegee. 'n Hart wat nie die bloedpompie is nie, 'n hart wat nie daardie ding is wat my liggaam aan die gang hou nie, maar in ons binneste van ons kommeen, tussen ons ore, het God 'n geestelike hart gesit. En dis al wat hulle nog nie kon oorplant nie. Anders kon ek binne in jou lyf geleef het. Daardie geestelike hart, wat die Bybel ook ons gees noem, wat God vir elke mens gegee het, daar baie oor te sê. Een van die waarhede daarvan is, dat ek en jy beheer het oor wat in ons hart aangaan. Hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word.
Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit is daar waar God deur sy gees werk. Dis daar waar God in mense se harte genade bring. In ons hart, tussen ons ore. Daar waar ek en jy lewe en waaruit ons lewe. In die week was daar 'n program oor Daisy de Melker. Sy het in 1952 geleef. En ek weet nie of sy met die duiwel getroud was of haar man met die duiwel getroud was. Maar iewers op haar lewenspad het sy besluit dit is klaar. En sy begin so bietjie vir bietjie terugdien vir hom en sy kos gee en sy koffie gooi en so rukkie daarna sy dood. Toe trou sy weer. En toe doen sy dieselfde met hom. En toe vat haar seentjie die glas waaruit sy al twee haar mans potion aangemaak het. En hy gooi vir hom water en hy drink dit en daar gaan hy op dood. Toe word sy in Pretoria sentrale gevangenis aan die galg gehang vir 3 mense wat sy doodgemaak het. En almal sê, Daisy de Melker, die malvrou. Nou vra ek altyd, wanneer is 'n mens nou eintlik mal? Ek weet net een ding, my Bybel sê vir my, die fout, wat ook al mense se gedrag is, lê tussen sy ore, in sy hart. Sê, uit die hart van die mens kom die slegte dinge. Nou noem my klomp goed. Maar hierdie Bybel is te dun om al die goed wat uit mense se harte uitkom en neer te skryf. Maar wat waar is dat ons het 'n God wat dit wat tussen mense se ore is, kan verander. En ongelukkig sit ons in 'n wêreld waar dit die grootste oplossing is, maar wat die minste oor gepreek word. Die oplossing, die antwoord. Maar ons gaan vanmôre met mekaar praat oor 'n hartsaak. En alles wat ons vir mekaar vanmôre sê, moet uiteindelik uitloop op een waarheid, dat u dit agter in u kom bewaar. Die Here woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy leef en woon in die harte van kinders van die Here. Hy liedjie sê, God is so groot, dat die hemel en die aarde hom nie kan bevat nie, maar hy is ook so klein, dat hy binne in 'n mens se hart kan woon. En as hierdie groot wonderlike God binne in 'n mens se klein brein kan kom bly, wat so groot is soos my vuis, dan moet dit 'n verskriklike, geweldige, wonderlike groot wonderwerk wees. Dat hierdie groot God in 'n klein mensie se klein geestelike hart kan kom bly. Dan kan niks in my lewe mos meer dieselfde wees nie. As ons net daarmee kan bly. Ek gaan 2 gedagtes vanmôre net vinnig saam met u lees, 'n paar verse in die Ou Testament. Die eerste een lees ons in 1 Konings. Ou Salomo, ag, weet jy, is wonderlik hoe hy vir God 'n reuse pragtige tempel bou. Met al die goud en die miljoene en miljoene in vandag se tye gereken, die afwerking en alles. Nou kom hy en hy staan daar, sê vir ons in 1 Konings hoofstuk 9, ons gaan net 'n paar verse lees en dan in 2 Kronieke 7 'n paar verse. Hy sê, net toe Salomo gereed was met die bou van die huis van die Here, en die huis van die koning en elke begeerte wat Salomo wou uitvoer, verskyn die Here vir die tweede maal aan Salomo soos hy aan hom verskyn het in Gibeon. En die Here sê vir hom, ek het jou gebed en jou smekinge gehoor, wat jy voor my aangesig uitgespreek het. Ek het hierdie huis wat jy gebou het, geheilig, deur my naam daar te vestig tot in ewigheid. En my oë en my hart sal daar altyd wees. God kom staan by Salomo, en hy sê vir hom, Salomo, hierdie huis
hierdie tempel, hierdie Gods wonderwerk, waarvan die hele bewoonde wêreld geweet het ek jou laat bou, maar die belangrikste is dit, ek het hierdie plek geheilig, is afgesonder een kant gesit vir my, maar daar's twee goed wat jy moet onthou. In hierdie tempel sal my oë en my hart wees. So my Bybel sê vir my, in Salomo se tempel het God alles gesien wat daar aangaan, want sy oë was daar. En sy hart was ook daar. En dan kom staan ons by 'n kort gedagte stil in 2 Kronieke hoofstuk 7. Dan lees ons vers 11 en 12 en 16. Hoor jy die woorde? En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het, om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor, en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. Nou ons het vanmôre glad nie tyd om met u oor hierdie plek van 'n offerhuis te praat nie, maar hou dit in u harte, gaan doen Bybelstudie daaroor. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek die pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Kom ons lees vers 16. Ons lees vers 15 ook. Hy sê, nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek, die hart, die tempel, in die Ou Testament. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid. En my oë en my hart sal altyd daar wees. Vir die tweede keer in die Bybel sê God, in hierdie tempel sal sy oë en sy hart wees. God is in sy bron van God wees, in die tempel. En sy oë, wat die hele aarde deurloop en hy soek watter harte van mense onverdeeld op hom gerig is, daardie oë sal in die eerste plek in die tempel wees. Ek en jy moet vanmôre met mekaar praat oor 'n hartsaak. As hy in die Nuwe Testament kom en hy weet dat hy hom verbind het, dat sy oë en sy hart, God se oë en God se hart, altyd in die tempel sal wees. Vir ewig daar sal wees. En toe breek hulle die tempel af. En die tempel word verwoes. En hy word weer gebou. En hy word weer verwoes. En nou sien ek daar's kinders van die Here wat vir Israel geld stuur vir die derde tempel. Terwyl die Antichrist hom gaan bou. Want hy gaan daar sit. Dis asof God vir my en jou wil sê, as God se oë en sy hart vir ewig in die tempel sal wees, en dit word afgebreek, hoe gaan hy vir ewig in die tempel woon? Hy sê, hy woon nou nie meer in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon in die harte van kinders van die Here. Wandelende tempels. As 2 keer in Korintiërs waar hy duidelik en uitspel en sê, of weet julle dan nie, as hy kyk hoe kinders van die Here soms lewe, en hy sê, weet julle dan nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie? Dan kom staan die Here by u en my, en hy sê, ons moet weet, dat God, die groot en wonderlike God, wat in sy heerlikheid in die tempel ingetrek het, nadat dit voltooi is, en sy oë en sy hart daar gevestig is, daardie selfde God, kom met sy oë en sy hart,
by 'n wonderwerk van wedergeboorte in 'n nuwe hart en 'n nuwe menselewe, en hy kom woon binne in die nuwe wandelende tempels van God wat tot in ewigheid bly. En hy sê hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Wat is die waarheid? Ons praat met mekaar vanmôre oor een tema, 'n hartsaak. En ek wil hê jy moet elke dag voor in u lewe as kind van die Here voor God kom staan en sê, Here, hierdie is 'n hartsaak. Dis nie 'n dingesaak nie, dis 'n hartsaak. God kyk na wat binne in ons harte is, want sy oë is altyd daar en sy hart is daar. En as God nie in sy liefde 'n hart van homself binne in my hart kom vestig is nie, dan is ek in 'n baie, baie groot gevaar. Ek wil graag vir u sê, ons moet vanmôre weer 'n oombliekie teruggaan na verlede week, wat ons so ietsie aangesny het oor Jesaja 58. Daar in Jesaja 58 staan die ware en die valse godsdienst. Maar wanneer Matteus in die Nuwe Testament 'n gedagte met my en jou deel, in Matteus 6 vers 19, sê hy hierdie woorde: Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, sal julle hart wees. Want waar julle skat is, sal julle hart wees. Dis die toets. Dit is die toets vir ware en valse godsdienst. Dit is die toets om vir mense te kan sê en mense te kan hoor en mense kan evalueer en mense kan luister oor is hulle besig met 'n hartsaak. Daar's Christene in hakies. Christene in hakies. Godsdienstige mense wat ek 30 jaar lank ken. En ek kon nog in 30 jaar nie met hulle 'n geestelike gesprek voer nie. Maar hulle is in die kerk. En hulle het posisie. En hulle het alles wat 'n mens op godsdienstige gebied kan hê. Maar geestelik is hulle so dood soos 'n klip. As mense wat alles in die kerk het en posisies in godsdienstige kringe. En ek het nog elke keer wanneer ek by hulle gekom het, net uit hulle mond een ding gehoor. Geld, bates, koop en verkoop. En die Bybel sê so sal dit wees in die laaste dae. Koop en verkoop, geld sonder prys, wyn en melk. Die Bybel sê tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. En toe is dit verby. En toe is die toets, daardie oomblik, was ek my lewe lank besig met godsdienst, of was ek besig met 'n hartsaak? 'n Hartsaak. En hierdie hartsaak, moet ons vanmôre met mekaar ietsie oor deel, maar ek wil eers met u praat oor dit wat hier staan in Jesaja 58, oor ware en valse godsdienst. Kom ons kyk 'n oombliekie na die valse godsdienst. Dis asof die Here voor hierdie mense kom staan in Jesaja, en wanneer hy met hulle praat, dan is hulle sekerlik aangegryp, maar sommige het seker nie eens besef wat hy sê nie. Nadat die Here vir Jesaja gesê het, hy moet vir hulle skreeu. Hy moet probeer om hulle wakker te maak. Want u sien, Israel was op hierdie stadium in presies dieselfde toestand as my volk en die wêreld vanmôre in hierdie dag. Hulle is besig. Hulle is godsdienstig. Hulle doen baie mooi dinge. Maar die vraag is, was dit 'n
hartsaak. Hier is dit tussen hulle oë, dat die God wat alles sien, en die God wie se hart genade is, daar woon. Is dit so? Dis die vraag. En dan staan die Here voor Israel, en is asof hy hulle wil wakker maak, en hy sê vir hulle, hoe lyk die algemene mens op aarde? Want u sien, die dag wanneer jy geskape is en gebore word elke mens gebore met een groot stuk leemte binne in hom. 'n behoefte, 'n nood om vervulling te kry. En hulle probeer vul daardie leemte, daardie hol, leegheid, waarmee hy gebore is, op enige denkbare manier vol kry. En dan sê die Here vir Israel, en ook vir elke mens in hierdie wêreld, dit is die grootste gevaar van ons dag. 'n godsdienst, maar wat nie eg is nie. 'n godsdienst wat nie tevrede stel nie. 'n godsdienst wat nie vervulling het nie. 'n godsdienst waarin die oë en die hart van God nie is nie. Kom ons kyk. Hy sê vir Israel, wel soek hulle my dag vir dag, en het 'n behaag in die kennis van my weë. Vriende, ons leef in daai tyd. Ons staan gister by 'n ouerhuis bazaar. En ek koop daar 4 boeke op hulle boekstal, waar rye boeke uitgestal word, waarvan seker 20% Solly Osterweg se pink boekie is, wat almal Mr. Feel Right gee, nie Mr. Be Right nie. En ek kry daar 4 boeke, wat nie eens meer beskikbaar is nie, op die rak. En ek koop 4 sulke dik boeke, van hoog aangeskrewe, kosbare kinders van God, van die vroeë jare, vir R20. Wat meer waardevol is, as al daar die rakke van boeke wat daar staan. En toe ons uitloop, toe weet ek, dis die uur waarin ons leef. Ons leef in die tyd, dat mense hierdie leemte in hulle harte probeer vervul, soos Israel van ouds. God sê, hierdie volk soek my. Hy sê, hulle het 'n behaag in die kennis van my weë. Hulle het 'n behaag om te weet, maar hulle soek dit op 'n verkeerde plek. En dan loop hulle elke boekkamer in hierdie dorp raak. En as ek die geleentheid het om in daardie boekkamer te staan, wanneer mense daar is, dan loop ek agter hulle aan, en as hulle daai boek vat, dan sê ek asseblief, in die Here se naam los hom, dis gemors. Want mense probeer hierdie leemte, hierdie soeke, in hulle harte vul met kennis, maar hulle vat daai hoope boeke wat hulle by die boekkamers koop, en hulle gaan sit dit op die ouer tye se boekrak, want dit het vir hulle niks beteken nie. Mense leer en dink, dat hoe meer ek weet, hoe nader is ek aan die hemel. Inteendeel, wil ek vir u sê, dit is ongelukkig toe nou nie die waarheid nie. Ek het 'n groot boetie dood aan mense wat alles weet, maar nie die waarheid weet nie. En ek dink is baie belangrik om kennis te hê, maar moet dit kennis van die waarheid wees. Kennis wat 'n mens kan help, dat die groot God van die hemel se oë en sy hart, my hart word. Anders is dit fataal. Ek lees 'n tweede ding wat God vir hierdie volk sê. Hy sê, hulle is soos 'n nasie wat geregtigheid doen. As ek en jy al die goed gaan neerskryf wat mense vir ons sê waarom hulle in God se hemel moet inpas, sal daar nie tyd wees en genoeg boeke en genoeg data
om alles by mekaar te sit nie. Daar's mense wat in hierdie wêreld stap en hulle te behaag in die kennis, maar hulle wil geregtigheid doen. Ek wil vir u sê, geregtigheid is nie iets wat jy doen nie. In die eerste plek is geregtigheid iets wat jy ontvang. En ons noem dit toegerekende geregtigheid. Geregtigheid wat God binne in jou hart kom sit by die wonder van wedergeboorte, toe hy jou nuut maak, toe hy jou sy kind maak. Geregtigheid is nie om te doen en daardeur te dink, dit gaan my regverdig maak nie. Ek kan nie geregtigheid doen as ek nie geregtigheid ontvang het nie. En hierdie wonder maak dat 'n mens 'n hartsaak misloop as jy dink dat jy kan deur goeie werke geregtigheid ontdek en ontvang. Ek wil vir u vra, het jy al gedink daaraan dat die waarheid van God se woord in die Nuwe Testament sê, al my beste werke, alles wat ek doen, is soos 'n besoedelde kleed. Dit kan my niks naby die hemel bring nie. Dit kan my nie verander as ek my eie geregtigheid wil doen nie. En dan kom hy en hy sê vir hierdie volk 'n hele wonderlike ding. Hy sê, hulle vra na my, na die regverdige verordeninge. Ja, hulle vra daarna. En baie keer, dan is dat goed, wat mense vir God vra, maar wat hulle nie eintlik in hulle harte wil hê nie. Iemand stuur vir my 'n WhatsApp klippie van 'n video prentjie van 'n vrou wat 'n groot kapsule, 'n bloue, so groot, tussen haar tande vasbyt. En op daardie kapsule staan die waarheid. En onderaan staan daar geskrywe, dis wat die wêreld wil hê, maar die wil sluk nie. Die waarheid. By geleentheid moes die Here vir sy profeet sê, jy is vir hulle een skoon van stem, wat goed op die snare speel. Hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. Mense vra na die Here se regverdige verordeninge, maar hulle soek dit nie. Dis trooswoorde, stroopstories vir hulle, wat goed op die oor val, maar wat hulle nie in hulle lewe wil hê nie. Dan is daar 'n ander kosbare waarheid, en dit is, hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Iemand vra vir my, hoe is dit moontlik, dat in hulle klein dorpie waar hy bly, elke Sondag die hele gemeenskap na al die kerke toe in hulle dorp ry, maar hy ken hulle as hulle elke dag deur die wêreld en daardie dorpie lewe. Dis ons mensdom. 'n toenadering tot God. Hulle het 'n behaag daarin. Ons gaan kerk toe. Ons koop vir ons Bybels. Ons sit op die buitekant en die binnekant van ons huis se mure. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? En langsaan is, wat is 'n huis sonder 'n vader? En die langsaan, wat is 'n huis sonder God? En dan vra ek vir hulle, waar is hy? Dan kan hulle nie getuig van 'n hartsaak nie. Dis stickers teen die muur. Dis aangeplakte klisjées. En dit het tot in ons woordeskat deurgedring dat ons Christene is. Maar 'n hartsaak is 'n nood, waarna elke mens 'n verlange en 'n begeerte het. Nou gebeur dit, dat God vir hierdie mense sê, hierdie toenadering, hierdie werke, hierdie eie geregtigheid, hierdie manier van om self God te probeer behaag, om in God se hemel in te pas, en hierdie binneste leemte in jou binneste te vul, hierdie goed, het tot gevolg, dat dit jou frustreer, maar jy hou aan daarmee. Hoor hierdie woorde.
God hulle vra vir die Here, waarom vas ons? En jy sien dit nie. Weet jy wat sê hulle? Hulle sê, Here, ons onthou ons van kos. Ons vas. Ons sê vir mense, ek is nou op 'n Daniel vas vir 40 dae. Ek eet niks nie, drink net water. En dan vra ek vir mense, sê vir my, is Jesus die Seun van God deel daarvan? Want hy sê, as jy vas, gaan jy jou binnekamer. As iemand anders daarvan weet, het jy alles verloor, maar is dit die vas wat hy soek nie. Onthouding van kos is in baie opsigte 'n selfgemaakte, eie sinnige godsdienstpatroon. Ek lees, hulle vra vir die Here, waarom kwel ons siel? Daar's mense wat kommer. Hulle godsdienstpatroon is, wat gaan word? Wat is besig om te gebeur? En mense sit met maagsere en kommernisse in hulle lewe, wat die vertroue op 'n God wat leef, wat hulle in sy hand het, wat sê, niks sal naby jou kom, wat nie by my verbykom. Die vertroue wat hierdie God wat alles sien, en deur sy hart in my hart, in my binneste, in hierdie tempel, vir my sê, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Ek het nie vertel van oom Jimmy. Al sy familie staan rondom sy bed, terwyl hy besig is om te sterf. En hy wil hê, hulle moet weet hoe lyk 'n hartsaak. Hy sê vir hulle, ek is jammer, dat ek julle suster verwoes het, maar ek wil vir julle sê, ek het die Here ontmoet hier by Willowmore pad, toe 'n grys bokkie voor my ingeloop het, en ek op my knieë gestaan het op die teerpad, en 'n ontmoeting met God gehad het, wat hy hom aan my openbaar het. Maar nou wil ek oor julle belangrike besigheidsmanne van ons dorp, ek wil vir julle vra, is julle saak met God reg? Is dit 'n hartsaak? Is julle reg? En dan was hy, nee, ons is Christene, maar hy weet hoe verneek hulle mekaar, hoe steel hulle van mekaar, hoe lewe hulle sonder God. Hy sê vir my, gaan jy hemel toe? As jy sterf, is jou saak reg? Is jy 'n kind van die Here? Is die verhouding waarmee jy loop en spog 'n hartsaak? Ja, nie almal is alright. En hy haal sy 9 mil onder sy kussing uit, en hy sê, nou wie wil saam met my gaan as ek vandag dood? Jy sien, as ons op die punt van waarheid kom, wat ek deur hierdie wêreld moet stap en sê, as die Here vir my sê, keer terug, dan sê ek, Here, hoe gouer hoe beter. En wanneer ons hierdie vorige begrafnis hier naby ons, tussen 'n klomp mense doen, dis daar weer mense wat ek jarelang 'n pad mee loop, en ek met hulle oor die Here praat, en daardie dag toe praat ek met daardie begrafnisgangers oor die oomblik as ons hier moet uitgaan, en die Here sê, vir elkeen van ons, keer terug! Mense kind, dan soos nie hier nie. Enige iemand kan enige tyd, enige oomblik, op enige manier uit hierdie wêreld uitgaan. En toe kom hierdie man na my toe, met ek lank mee praat, en hy kom na my toe na die tyd. Hy sê, hoorie so, julle gaan nie nou huis toe nie, maak net gou 'n draai by my by die huis. Terwyl ons daar sit, toe sê hy vir my, en ek sien, dis nie 'n hartsaak nie. Dis nie 'n hartsaak nie. Hy sê vir my, hoorie so, wanneer julle weer na Namibië toe gaan, wil julle nie kyk of julle vir my dalk 'n verblyfpermit of 'n bewonings plekkie het, as dinge hierso te moeilik en te warm word, moet mense uitkom sê. Hartsaak ontbreek. Want mense is bekommerd om uit hierdie wêreld uit te gaan, en dan vlug ons liewer Amerika toe. En wat hulle nie weet nie, as die volgende verkiesing is Biden weer aan bewind, wat gaan jy dan doen? Jy kan nie vlug nie.
Die naam van die Here is 'n sterk toring. En die regverdige vlug daarin en word beskud. Die veiligste plek in hierdie wêreld is om in Christus Jesus te wees. Om met jou hart en met jou siel te weet, sy oë en sy hart is binne in my hart, want hy woon in daardie nuwe tempel, wat hy kom maak het. Sodat al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my regter, maak het nie vir my saak nie. Dan is my hart met hom reg. Hoorie, hy sê, kyk, dis die probleem. En God wil vir ons dit wys. Hy sê, mense leef in hierdie wêreld met al die godsdienstige goed, maar hulle kwel hulle. Hulle is met kommer gevul, sonder dat hulle wil oorgee aan die een wat by sy lewenspad staan en sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Hy sê, kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en hulle jaag al julle arbeiders aan. Weet jy hoekom jaag 'n mens jou arbeider aan? Jy al aan gedink? Julle klomp boys moet nou wragtig vandag werk, want hierdie goed moet op die stasie kom, en ons moet dit dorp toe vat, en die markdag is daarso, wanneer die dollars moet aankom. Die geld! Ons jaag dit, maar Here, ons vas, ons gaan nie vandag eet nie, maar ons wil geld maak. Waar is ons hart? Waar is ons hart? Is dit 'n hartsaak? Hy vra 'n paar goed. Hy sê, kyk, julle moet hoor, om te twis en te kyf vas julle, en om te slaan met 'n misdadige vuis. Ek lag baie keer in my hart. En dan wonder ek, wat het die Here gedink toe ek daarby betrokke was? En hoe voel God nie vanmôre daaroor nie? Ek is by, dat mense, hierdie ding wat God van praat, om te twis en te kyf vas julle, dat hulle 3 dae in 'n synode beklei oor moet 'n vrou 'n hoed dra of moet hy nie. Hulle twis, hulle kyf. Die een wil slimmer wees as die ander en die ander een het meer tekste in die Bybel as die ander ene. Hierbo in Kanaven hou hulle 'n kerkraadsvergadering. En dis warm, 45 grade op 'n Sondagmiddag, wanneer hulle kerkraadsvergadering hou. En dis warm om met 'n pluiskuil en 'n manelpak op 'n Sondagmiddag 4 uur te gaan kerkraadsvergadering hou. En een ouderling waag dit om na die vergadering toe te kom met 'n voorstel dat hulle op 'n Sondagmiddag nadat hulle diens gehou het net huis toe kan gaan en of daar waar hulle oorbly voor die kerkraadsvergadering 4 uur die middag, of hulle nie net safari pakke kan dra nie. Weet jy wat gebeur daai dag by die kerkraadsvergadering? Die ouderlinge en die jagers kom met hulle halgeweer en hulle Mausers by die kerkraad. As hier vandag 'n verkeerde besluit geneem word, gaan daar geskiet word. Om te twis en te kyf vas julle. Ek dink God se hart is stikkend oor dit. Want dis mense se maniere. My eie ek en myself laat geld ek. Het gaan nie oor enigiets anders. Hoor hierdie woorde, wat sê die Here vir hierdie volk? Julle vas nie nou om julle stem in die hoog te laat hoor nie, want julle slaan met 'n misdadige vuis. Ek was as 'n jong student geskok toe 2 dominees in Springse Hoofstraat mekaar met die vuispak en hulle rol langs die pad op die sypaadjie, soos hulle mekaar voete. Ek vra vir u, is dit 'n hartsaak? Dis nie hartsaak nie.
Want die een verkoop meer boeke en die ander een hou meer konferensies. En die een maak meer geld as wat hy nou maak. Nou is hy kwaad vir mekaar, want hy verkoop sy boeke en hy het nie al die geld van die konferensies en boeke gekry nie. En hulle beklei met mekaar langs die pad, soos hobos. Dominees. Die Here sê, dis niks werd nie. Want dit is nie 'n hartsaak nie. Wat bedoel die Here as hy sê, as iemand jou bokleed neem, gee ook vir hom die onderkleed? Toon vir my jou genadekrag in Jesus Christus met 'n hartsaak, dat al stap jy ander kant kaal uit. En een van die dae is Bernies weer by ons. Sy kom vir ons sing. En ons gaan God daarvoor dank, en ons gaan dit 'n geleentheid maak, en u moet dit ondersteun. Maar daardie dag, toe sy by haar huis kom, met al die glamour, al die motors, al die dubbelverdiepings, en al die geld, en sy en haar kindertjies stop by die huis. En die baljie van die sleutel van haar motor uit haar hand uit. En sy al hierdie goed is opgeskryf. En sy sit met haar kindertjies op die sypaadjie langs die pad. En bel haar pappa en mamma om haar te kom haal. Maar ek bly in my binneste 'n hartsaak. Want God se oë is daar. En sy hart is daar. En ek kan nie anders as om hom te lewe nie. Want my hart is nie meer my hart nie, want dit is nou sy hart, wat deel geword het van 'n nuwe hart, en 'n hart van klip wat hy uit my binneste weggeneem het, en vir my 'n hart van vlees gegee het. Ek wil graag vir u net 'n paar gedagtes noem, en dan gaan ons afsluit, en dan vir u volgende week van hierdie wonderlike genade, van hierdie hartsaak vertel. Hy sê, is dit die vas wat ek verkies? Die dag as 'n mens sy siel gaan kwel. Dat hy sy hoof buig soos 'n biesie. En om 'n sak en as uitsprei, om sy bed te kan wees. Ek het dit gesien. As 'n mens nie meer baie goeie verkope by jou motorhandelsaak het nie. En ek stop daar in Mosselbaai. En ek stap al by hierdie motorsaak in. En ek ken hierdie man baie goed, want hy het van George af weggevlug Mosselbaai toe, want hy's 'n skelm. Hy het mense verneek uit hulle geld uit, en hy het gemors aan hulle verkoop. Hulle dink hulle koop 'n Mercedes Benz as 'n stuk in 'n Mini. En toe kan instap. Toe sit hy so heilig voor sy, ek het hom dopgehou, sit hy so heilig voor sy lesenaar met sy hand so op die Bybel, om 'n kar aan my te verkoop. God sê, wat baat dit as jy jou hoof buig soos 'n biesie, jou in sak en as uitsprei, vertoning in die vlees, dis so heilig. Al die doings, van die hewings, van die duiwelse maniere, om mense gevangen te hou, sonder 'n hartsaak. Sonder God se oë wat in my hart is, en God se hart wat binne in my woon. Ek lees. Hy sê, noem jy dit 'n vas, en 'n dag wat vir die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? En dan kom die Here en hy sê, daar's 'n manier. Die eerste ding is, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid. As God se saak my saak geword het. As die wonderwerk van wedergeboorte in 'n egte verhouding met die Here, met sy oë en sy hart binne in my, kan niks meer anders wees nie. Dan weet ek, my bande is losgemaak. Ek kan nie ander mense help dat hulle bande losgemaak word as my eie bande
nie deur 'n radikale verandering van God deur sy gees met sy oë en sy hart binne in my gebeur het nie. Kan nie gebeur nie. Daar's mense wat woedend kwaad is. As dit nie gaan volgens hulle vormpie nie, waarin ek vasgevang is nie. Die Bybel sê, ons moet een ding by Jesus leer. Kom agter my aan, Petrus. En hy kom agter Jesus aan met sy holier than thou manier. En hy sê, Here, ek volg u, maar wat van Johannes Rasen? Ken jy daai vraagie? En Jesus sê vir hom, wat gaan dit jou aan? Dat hy bly. Volg jy my. As God se oë en God se hart in my hart is, dan volg ek hom. Dan loop ek sy pad. Dan bly ek by dit wat hy in my hart werk. En dan sal al die wêreld en die mense rondom my hart en my bes, dan maak dit nie saak nie. Dan doen ons dit wat God in ons harte werk, wat hy wil hê ons moet doen. Ek praat met mense wat so 'n tipe van godsdiens beoefen en al die baie mooi dinge doen. En dan kom ek agter, hulle het nog nooit in hulle lewe probeer om iemand anders te help, om hulle bande los te maak nie, om vir hulle te vertel van die reddende liefde wat daar in Christus is nie, om Jesus te promoveer nie. Weet u waarom? Omdat Jesus nog nie in hulle lewe gepromoveer is nie, en hulle bande losgemaak het nie. Omdat God se oë nie in hulle harte is nie, en God se hart nie binne in hulle is nie, is hulle presies waar Israel was, met ek, my geregtigheid, my maniere, my planne, my godsdienstige patrone. En weet jy waar eindig dit later? Ek gaan net dit noem, en dan wil ek vir u vra, om hierdie week, u hand in u hand aan die harte sit, en in die vriendes harte, en seker te maak, dat dit waarmee ek en jy besig is 'n hartsaak. Een ou dame, wat konferensies gehou het, oor heiligheid, en hulle eie vormpie van wat heilig is. Weet jy hoe ver het dit haar gedryf, dat sy die aand, vir haar, 'n oppervlakte bokant haar bedjie gemaak het, waar sy lê, waar sy haar Bybel, daar neersit met 'n liggie daarby, sodat sy môreoggend, wanneer sy wakker word, dadelik 'n Bybelvers kan lees, dat sy nou nie Sondag voordat sy Bybel gelees het nie. Is dit 'n hartsaak? Dis 'n straf. Dis 'n ellende. Dis gruwelik. Ons moet vasstaan. Jy kan dit net doen as jy weergebore is. As Jesus jou verlosser is. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vry gemaak het, en laat julle nie weer onder die dwingelandij van enige ding kom wat laste op jou lewe draai nie, want ons is in Christus vry, en ek kan enige iets doen behalwe sonde, en dit wat die oë van die Here in sy hart in my hart werk. Vir 'n kind van God, om deur hierdie wêreld te stap, as 'n stryder van die kruis, met 'n hartsaak, wat omgee, en aanstaande Sondag gaan ons met u praat oor hoe lyk hierdie hartsaak. As ons vanmôre sien, dis nie werke nie. Dis nie godsdienstige patrone en godsdienstige idees nie. Dis Christus met sy oë en sy hart in hierdie tempel, soos wat hy daardie dag, toe die tempel voltooi is, in sy heerlikheid daarin getrek het, en hy sê vir Salomo, my oë en my hart sal daar wees tot in ewigheid, en ons is vanmôre daarvan deel, om die oë en die hart van die Here Jesus binne my, elke dag te ervaar en te weet, en om daarvoor te dank, en te sê, Here, ek weet nou vir die eerste maal, of vir die hoeveelste maal, wat u bedoel het toe u gesê het, ons het die sin van Christus.
Ons het die sin van Christus. Ons is die mense van wie hy in Konings en Kronieke gepraat het, dat sy oë en sy hart tot in ewigheid in sy tempel sal wees. En as ek 'n tempel is hy daar, in my hart. Sy oë, hy weet wat ek doen, hy weet wat ek beplan, hy weet wat is my idees, hy ken alles en hy werk alles volgens die raad van sy wil. Ek en jy kan hom elke dag daarvoor dank. Mag hy ons genade gee, mag hy ons in die holte van sy hand bewaar en mag Jesus verheerlik word. Amen. Dominee Pieter, kom staan asseblief hier by my. En dan sê jy vir die Here ook dankie vir so 'n groot genade. Wat 'n voorreg. En as ons klaar gebid het en ons die seën uitspreek en gesing het, dan gaan ons koffie drink en dan gaan ons heerlike uur vinnig aan die Bybelstudietafel sit. Dankie my broer. Kom ons staan voor die Here. In u woord, Here, het u dit laat opteken. Ewige woorde wat die evangelie saamvat. U het laat skrywe, Here, dat God het hom, u seun, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Here, u het gesterf, sodat ons reg kan lewe. Baie, baie dankie, Here, dat wanneer u wederbarend, totaal vernuwend in 'n siel werk, dan maak u daardie mens nuut. U noem dit in u woord 'n wedergeboorte. Die geboorte van 'n nuwe skepping, waarin u in waarheid is. Here, baie, baie dankie vir elkeen in hierdie gehoor wat vanmôre oop en bloot saam met mekaar voor u staan in waarheid. Vir wie lewe in Christus 'n hartsaak is en nie 'n fasade van godsdiens nie. Baie, baie dankie, Here, dat ons mekaar aan u kan opdra en dat ons vir mekaar kan bid dat u ons versterk om eg en opreg voor u saam met mekaar te lewe. Ja. Baie dankie, Here, vir u kosbare woord, soos wat my liewe broer Pieter dit baie maal aanhaal, dat dit u is wat in ons werk na u wil en welbehaag. En dankie, Here, dat ons kan weet, daardie teks staan geskryf in 'n tyd in die oorspronklike taal, wat beteken dat u nooit ophou nie. Ons eer en dank u daarvoor, en Here, ons wil ons voor u buig, en vir u vra, Here, help ons asseblief om u nie in u werking in ons op enige manier te weerstaan nie. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen.